Goeiemôre aan u as gemeente. En 'n baie mooi Sabbat het toegewens. Het ons besoekers, ek sien een persoon hier, het ons besoekers vanmôre voordat ons enige iets doen. Nog besoekers? Is net die een persoon. Charles. Welkom Charles. Kom ons maak die oogies toe dan wat ons spesifiek vir Charles. As Vader wat in die hemel is, dankie dat u ons besoeker vanmôre gedring het om na u huis te kom. Dankie Here vir die mooi wat hy uitstraal, wat u aanbetref, want ons sien Here dat hy kind is van u. Ons dank u dat ons 'n goeie Sabbatsopening gehad het vanmôre. En dit wat ons reeds kon hoor, was tot u eer. En ons sê vir u baie dankie. In Jesus naam, amen. U het die bulletin ontvang. Ek gaan net die enkele dingetjies hier uitwys. Die kerkraadslede moet asseblief nie vergeet nie, môre 3:00 is die plekke hier gereserveer. Ek wil nog net met die hoofouderling praat of ons dan nie 'n koffie en 'n teetjie kan reël met daar vergader nie, want dit is so droog en hulle praat so baie en hulle praat lank. Maar ek het dit voor die gemeente gelaat, so u moet my ondersteun wanneer ek die groot manne aanvat daar. Sabbatsluiting vanaand is 4:15. Bidduur Woensdag aand 18:30. Ek moet getuig dat ons was min verlede Woensdag, maar dit was so intiem dat ons die hele tyd met mekaar se harte kon praat. Die Here was teenwoordig. As daar mense is wat u weet wat wil doopklasse graag bywoon of dit wil bywoon, dan kan u met broer Tinus kontak maak. Hy sal vir u die nodige inligting gee. En dan moet u nie vergeet nie, ons het 'n saamete net na vanoggend se erediens. Dit klink vir my, dit kan lekker kossies wees. En die uitstaande punt daar is pudding, daar is roomys. Vir u wat u wil kos eet, net vasbyt. Daar is roomys. Ons het hier 'n hele lys van name van gebedsversoeke vir mense met ongesteldhede. Ek wil tog vir u vra dat u daarna kyk. Ek gaan nou nie die name nie terwyle van tyd, nie die name aan u voorlees nie. Maar daar is mense met beswaarde gemoedere. Daar is mense wat deur die week nie gewerk doen om hierdie mense aan die Here op te dra. Ons het ernstige gevalle onder ons en ons bid dat die Here sy seën ook op daardie mense sal laat rus en vir genesing. Ek dink ek het alles gedek wat ek moes gedek het. Dankie broer, ek het hom uitgelaat. Onder die hoofie van welsyn sal gesien word ons tog gevra om bietjie nie bederfbare kry om nie sware kerk toe te bring. Terwille van die saak van Teresa. Sy het mense wat soms behoeftig is of wat 'n kossie benodig, maar die welsynskas is bietjie leeg. En dit bring maar partykeer
meer dat 'n mens om kan geval word en dat jy dan soms sommer uit jou sak uit 'n ding doen wat eintlik nie so moes gewees het nie. So ons vra dat u dit sal onthou asseblief. En ons vra ook vir ons Heer dat hy hierdie Sabbatdag sal seën, want dit is hoekom u hier is. U is gedring deur die Heilige Gees en ons gebed is dat ons prediker van môre juist dit sal doen om u gerus te stel dat die Here is steeds daar met sy hand uitgestrek en dat u self moet dit verwyder wat tussen u staan en die Here om sy hand te kan aanneem. Ons aanbiddingslied waarmee ons die gebeure hier vooraf gaan word staande gedoen. En dan vra ons vir u om te bly staan na die lied vir die openingsgebed. Baie dankie. Ons vra dat die aanbiddingslied nou sal gedoen word en daarna sal Johan voortgaan in gebed. Dierbare, troue Hemelvader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om weer eens u naam aan te kan roep. Here, ons is vanmôre in die huis van aanbidding met dankbare harte, dankbaar vir die omgee vir ons as mense. En ons wil vra, Here, dat u vir ons genadig sal wees, dat u ons sonde sal vergewe tot op hierdie punt, en Here, dat u vir ons sal omvou met u liefde. Ons wil ook vra, Here, dat u sal gaan van sitplek tot sitplek, dat u elke hart vanmôre hier sal aanraak en sal vul met u Heilige Gees. Seën ook ons besoekers wat vanmôre opgekom het. Here, ons is so geneig om dinge negatief te aanskou, maar ons wil vra dat u vir ons elkeen positief sal hou, dat ons net die goeie sal raak sien en nie die negatiewe, die slegte dinge sal raak sien nie. Seën ons aanbidding, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir julle almal wat opgekom het vanmôre om die Here te kom prys, die Verlosser te kom prys, om sy naam groot te maak, wil ek vir julle elkeen sê baie welkom. Ek glo julle elke een het 'n baie dankbare hart. Die Here is baie goed vir ons. Ek wens julle elkeen 'n baie geseënde Sabbat toe. Elke een van julle. En wanneer ons vanmiddag hier uitgaan, dat die mense buite sal sien dat ons tyd saam met ons Verlosser spandeer het. Weereens baie welkom. Die Here seën
ieder en elkeen van julle. Ons skriflesing vanmôre, ek gaan op die bord sit vir ons. Skriflesing kom uit 1 Titus, verse 1 tot 4. Die titel van my boodskap vanmôre is Ons Skepper God, 'n getroue, belofte onderhoudende God. Ons dien 'n God, broers en susters, as 'n belofte vasgemaak is, as hy vas, hy kan nie loskom nie. Dit is hoe goed die Here se woord vir ons is. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toevertrou is. En op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser. Aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. Ek wil vir julle sê vanmôre, broers en susters, daar is baie beloftes in die skrif. En al daai beloftes wat in die skrif is beloftes wat God met ons maak. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, Lied 317, net die eerste vers. Lied 317, net die eerste vers. Terwille van tyd gaan ons nou nie vir die vra om voor saam met ons te kom kniel in die pastorale gebed nie. Ons vra net dat u die oë sal sluit soos wat u sit. Vader wat in die hemel is, ons bely, Here, dat ons soms u naam aanroep, maar ons het nie verwyder wat tussen ons en u genade troon staan nie. En daarom vra ons, Here, dat u ons sal vergewe, en dat u, Here, soos wat ons ook vanmôre gehoor het hier van Johan, 'n sodanige intieme verhouding met u sal hê, dat hier die ander dinge nie saak maak nie, dat dit nie 'n hindernis sal wees nie, maar dat ons direk met u kan kommunikeer, soos wat u dit wil hê. Dankie, Here, vir dit wat ons so ver kon hoor en beleef. En dankie, Here, dat ons u seën mag afvra op die res van ons verrigtinge. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Tannie Sue, wil jy nie gou die kindertjies se as daar doekveeries is,
wat graag wil luister na die storie, kan jy na vore kom asseblief. Is hierdie een daar? Wie van julle wil raai wat hier is? Ja. Pap. Wie van julle hou van ontbytpap? Julle almal. En ons het gaan eet. Jy, wat jy die bakkie. Kyk, Cora. Alright. Nie pap nie. Maar hier sal staan shells. Ken julle met my saam? Daar staan choco shells. So, ons oor het vir ons gesê, hier is choco shells in. Dit het geklink soos choco shells, maar dit was nie. Okay, so kom ons gooi hy maar terug. En wie wil raai wat hierin? Ons 'n bietjie van hierdie eet. Dis werklik pap, né? So, toe ons hierdie pak gevat het, het ons ore het vir ons gesê, hier is pap in. En toe ons dit uitgooi, toe was dit nie regtig pap nie. Soos wat oom Johan vir ons vertel het van beloftes, né? Die duiwel kom baie keer na ons toe en hy sê vir ons goeders wat baie reg klink en baie reg lyk en baie reg klink. So ons kyk na die goed en dit lyk vir ons mooi en dit klink vir ons mooi. Maar op die ou einde is dit nie regtig wat hy vir ons gesê dit is nie. Baie keer kom die duiwel en hy sê vir julle, as julle na daai plek toe gaan, joh, dit is baie lekker daarso, né? En dan klink dit vir ons, dit klink so lekker en dit lyk so lekker om soontoe te gaan. En dan kom ons daar op die ouende kry ons baie seer. Maar weet julle wat? En oom Johan het vir ons vanmôre vertel, daar's iemand wat as hy vir ons iets beloof, dan is dit nie sommer nie, dan gaan dit nie verkeerde dinge vir ons wees nie. So God se beloftes is regtig. Ek wil vir julle 'n versie lees hier in die Bybel. In Numeri 23 vers 19 staan daar: God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sal verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. En julle het vanmôre oom Johan se preek ook geluister, né? En hy het gepraat van al God se beloftes. En ek wil hê julle moet elkeen onthou, dat as God iets vir ons beloof, en God sê dit vir ons, as hy vir ons iets beloof, gaan hy dit vir ons doen. En ons moet net op hom vertrou en in hom glo. Dan gaan ons 'n wonderlike lewe hê en ons gaan nooit tekort kom nie en God sal altyd ons beskerm. Wil een van julle vir ons bid? Ons maak die oor toe. Liewe Here, help ons om altyd te onthou dat U maak beloftes vir ons en U het ons beloof, die grootste belofte wat U vir ons gemaak het was dat U vir ons lief is. Here, en dat U nooit ons enige kwaad sal aandoen nie. Here, help dat ons op U sal vertrou en in U sal glo en sal weet dat as ons die pad saam met U stap, dat U beloftes altyd vir ons daar sal wees en dat niks wat ons ooit kan doen ons verder van U sal trek nie en dat dit sal maak dat U minder van ons sal hou nie.
Here, ons wil U dankie sê vanmôre dat U vir ons almal lief is, ongeag wat ons in ons lewens doen. Amen. Ek kry nou weer tyd vir die offergawes en die tiendes. Onse liefdevolle Hemelse Vader, waar ons nou gaan skuil, Here, wil ons net vir U dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om vandag by U te kom wees. Here, ons het geld bymekaar gemaak, Here, en ons vra dat dit tot U seën gebruik sal word. Here, ons nou gaan vra dat U ons sal beskerm in die week wat voorlê. Vra dit net in U naam alleen. Amen. Spesiale item Nadine, is jy reg vir ons? Baie dankie. Good afternoon, beloved. This morning everything was a little different, but God has been good, amen? Psalms 27, verse 1 says, "The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear?" And this next hymn that we're going to sing is one of the hymns that has been keeping me grounded when I look at what is going on around the world and at the pace that prophecy is fulfilling. And oftentimes I find myself so overwhelmed, and
I really think God has to really sit with me and be like, Nadine, come down. This is the time that you need to prepare your heart, because when I exit the most holies, then you must be ready and understand the plan forward. So I hope that you're not going to listen to our voices, because we are nervous, but listen to the lyrics of this hymn. Because I know in this time of trouble that we're heading into, that we all need all the comfort that we can get. Oh, safe to the rock that is higher than I, my soul in its conflict and sorrows would fly, so sinful, so weary, and thine would I be. Thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee, Lord, I'm hiding in thee, hiding in thee. Thou blessed rock of ages, I'm hiding in thee. In the calm of the noontide, in sorrow's lonely hour, in the times when temptation cast over me its power, in the tempest of life on its wide heavy sea, thou rock of ages, I'm hiding in thee, I'm hiding in thee, I'm hiding in thee. Oh, this rock of ages, I'm hiding in thee. How often in conflict, when pressed by the foes, and I fled to my refuge and breathed out my voice. How often, when trials like sea billows roll, have I hidden in thee, oh, the rock of my soul. Oh, I'm hiding in thee, I'm hiding in thee. Oh, blessed rock of ages, I'm
Baie dankie. Een van die moeilikste lesse wat ons in die lewe leer is, mense maak beloftes aan ons. En kan ons werklik mense se beloftes vertrou? Nee, broers en susters, ons kan nie. Daar's al baie tye gewees waar mense beloftes aan ons maak en daardie beloftes word nie uitgewerk vir ons nie. Nou as ons vanmôre dink aan ons hoop in die positiewe verwagting van diepe oortuiging dat 'n spesifieke gewenste gebeurtenis sal plaasvind, dan weet ons kan die Here vertrou op sy woord. Dit is die innerlike dryfveer wat ons dryf om vorentoe te kyk in die lewe. Wat ons weet wat die Here vir ons beplan, sal gebeur. Motivering gee in moeilike tye en 'n gevoel van betekenis en toekoms skep. Nou geloof, ons weet, is die vaste vertroue en die oortuiging in dinge wat nie sigbaar is nie, wat ons nie kan sien nie. En dit is die absolute sekerheid dat God se beloftes absoluut waar is. In die Christendom is dit nie net 'n blote intellektuele wete nie, maar 'n lewendige verhouding en 'n algemene afhanklikheid van God. Ons weet ons kan staat maak op God se beloftes. Ons kan seker almal vanmôre voorbeelde gee van beloftes wat aan ons gemaak was wat gebreek is, wat nie reg deur die ding gegaan het nie. Maar reg deur die skrif sien ons dat God 'n getroue belofte onderhoudende God is wat sy kinders roep om te lewe met die vertroue in sy beloftes. Ons kan vertrou dat elke belofte in die skrif reg sal geskied. Nou soos dat ons groei in ons verhouding met God, leer ons om hom te vertrou en ons kan met vaste vertroue weet dat hy sy beloftes almal sal nakom. God is verseker betroubaar en hy hou beslis by sy beloftes. Maar soms het ons as mens, as kinders van God, het ons nodig om 'n bietjie in daardie beloftes te gaan kyk weer. Wat beloof die Here vir ons werklik alles? Om ons te herinner aan wat so groot God ek en U dien. Ek dink soms besef ons verstande nie hoe groot hierdie God van ons werklik is nie. Wat hy vir ons alles doen nie. En as ons aan hierdie beloftes van God vashou, broers en susters, daar is soveel kragtige beloftes in die woord van God, wat ons eie kan maak, deur net gehoorsaam te wees en te luister as God werklik met ons praat. Die evangelie is die belofte van onverdiende genade aan mense. Die wonder van die evangelie is dat die Here goedheid en guns aan ons betoon, sonder dat ons enigsins iets hoef te doen, of iets kan doen om sy guns te wen. Ek wil hê ons moet na 'n paar van hierdie beloftes kyk, maar ek wil vir u vra, broers en susters, dat u dit met albei hande sal vasgryp en sal besef, dit is 'n belofte wat van Jesus afkom. Daar is ons eerste belofte wat ons gaan na kyk. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nie doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad, sê die Here. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Dit is 'n boodskap, broers en susters, van belofte, van hoop. Dit is 'n belofte van vernuwing en dis 'n goddelike ingryping en die Here vra vanmôre, kyk na hierdie beloftes, maar moenie vashou aan die verlede nie. Dis wat die Here vir ons vra vanmôre. Moenie vashou
aan die verlede nie. God bring vir ons vernuwing, hy kondig aan dat hy besig is om iets nuuts in jou lewe te doen. Dit is nie iets wat jy self moet regkry nie, maar iets wat hy uit genade uit vir ons elkeen bewerkstellig. Dit is God se plan vir ons. Hy maak onmoontlike paaie vir ons oop. Die woestyn en die droë wêreld simboliseer moeilike, onvrugbare of hopelose situasies. Om 'n pad in die woestyn te maak en riviere te laat ontspring, beteken dat God uitkoms gee waar daar menslik gesproke geen hoop of deurgang is nie. Dit is hoe groot hierdie God van ons is. Dit is wat hierdie God vir ons wil doen. Nou as ou kyk na hierdie vers, hierdie gedeelte, dit was 'n belofte aan die volk Israel gewees. Dat hy hulle uit ballingskap sou lei. Vandag dien dit as 'n vertroostende boodskap dat God ook in ons eie persoonlike lewe nuwe deure kan oopmaak vir ons. Selfs al is die tye hoe moeilik, waar die Here betrokke is alles moontlik. Ek wil hê jy moet vashou aan hierdie belofte wat vir Israel was, is net so op toepas vir ons vandag in ons lewens. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie is die kernversie van die Christelike geloof, broers en susters, in een enkele sin opgesom. Die verlossingsplan, die ewige lewe, om met opgewondenheid uit te sien na die wederkoms van die Here. Dit is waarvoor elke ene van ons wag. Dit is waarvoor dat ons in. Maar ons kan dit alleenlik doen. Dit is 'n geskenk wat jou niks kos nie. Maar ons kan dit net ons eie maak as ek en u dit in ontvangs neem, die verlossingsplan van die ewige lewe. As jy glo, gaan jy nie geestelik en ewig verlore nie, maar ontvang jy die ewige lewe. 'n ononderbroke lewende verhouding met God wat nou reeds begin het en vir ewig gaan aanhou vir altyd. Hierdie vers beklemtoon vir ons dat God nie mense wil straf nie, maar dat hy 'n intense begeerte het om elkeen te red en 'n verhouding met elkeen te wil hê. Dit is wat God verlang. Psalm 145 vers 13. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. God se beloftes in die Bybel bied vir ons kragtige troos. Dit bied vir ons rigting, dit bied vir ons ook hoop, broers en susters. Dit wissel van sy teenwoordigheid in tye van nood tot die ewige lewe. Troos wanneer ons hartseer is in die lewe. Daar is baie hartseer in die wêreld daar buite. Rigting en hoop. Die Here wil hê ons moet wandel in die rigting wat hy ons wil stuur. Dit is wat die Here wil hê. Die hoop, die positiewe, die selfversekerde verwagting en begeerte dat iets goed in die toekoms sal gebeur. Dit is die hoop wat ons na uitkyk. Petrus 1 vers 4. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en die allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Die goddelike natuur verwys in die Christendom na God se wese en sy eienskappe, soos sy liefde, sy heiligheid, sy genade en sy krag. Deur die geloof in Jesus Christus ontvang gelowiges die Heilige Gees
en word hulle in staat gestel om deelnemers van hierdie natuur te word. Dit beteken dat 'n mens al hoe meer begin leef soos God dit sal wil hê en om God se karakter te weerspieël na die wêreld daar buite toe. Matteus 11 vers 28 tot 29. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Die rus wat God vir ons beloof is 'n geestelike vrede, broers en susters. En 'n volledige vertroue in hom. Dit beteken nie dat ons die probleme sal hê nie, maar die Here wil vanmôre vir u sê, hou op om deur u eie krag en werke iets te probeer doen. Gee dit eerder oor aan die Here, laat die Here vir u daar iets uitwerk. Dat die Here vir u daardie ding kan bewerkstellig. Ons redding kom slegs van God af. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 4, as 'n rus bestaan uit 3 hooffasette. Ek wil hê jy moet baie mooi luister. Die eerste faset is dit vryspraak van sonde. Dit bied rus van die las van sonde en die skuldgevoelens, omdat Jesus reeds die volle prys vir my en vir u betaal het. Die tweede faset, geloof en oorgawe. Ons rus in sy beloftes, wat beteken ons gee ons eie angs en beheer oor aan God. Laat hy vir ons daarna kyk. Die derde faset is die ewige lewe. Dit is 'n simboliese verwysing na die ewige rus wat op gelowiges wag wanneer hulle aardse lewe voltooi het. Hebreërs 4 vers 4 sê vir ons, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, die ewige rus, wat op elkeen van ons wag. Iets wonderlik om na uit te sien. Jesaja 40 vers 29 tot vers 31. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Hierdie nuwe krag, broers en susters, wat God ons so beloof, het ons so nodig elke liewe dag om ons dinge suksesvol aan te pak. Die wêreld is so die mekaar daar buite, die wêreld is so rof, maar as ons elke môre God vra vir daardie krag wat ons nodig het, dan sal ons dag suksesvol wees. Ek wil vir u sê vanmôre, probeer 'n dag opstaan en nie bid vir krag nie, dan gaan jy sien hoe rampspoedig gaan die dag eindig. Ons het die krag so nodig en net Jesus weet wat se krag het ek en u nodig. Want hy ken elkeen van ons, hy het elkeen van ons het hy geskape. Net hy weet van die krag wat ek en u nodig het. Ons hoef nie bang te wees om te bid en te vra vir krag nie. Die Here sê vir ons, hier kom hy nou, die Here sê vir ons in Filippense 4 vers 19, hy sal ryklik en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Wil jy moet weer lees, elke behoefte en nie net sommige behoeftes nie. Deur te bid en die Here te vra en te vertrou, is wat ons moet doen elke dag, om te vertrou dat die Here sal voorsien
en al ons behoeftes. Wanneer iemand siek is, dan bid ons, en ons wat die gebed doen, vertrou dat die Here daardie persoon genesing sal gee. Dis die vertroue wat ons het, en ons weet dat die Here gee gewoonlik volle genesing. Volle genesing gee die Here vir ons. Volgende enetjie, Spreuke 1 vers 33. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Luister weer. Die wat na my luister, sal veilig woon. Nie onveilig nie, veilig en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Dit herinner ons daaraan dat wanneer ons kies om na God se wysheid te luister en daarvolgens te lewe, hy ons 'n diep innerlike vrede en beskerming bied. Selfs te midde van onsekerheid of gevaar, gee die Here vir ons daai belofte. Die Here is almagtig, hy is alwys en hy is barmhartig. En ons het dit al vanmôre gehoor. Hy weet alles, daar is niks wat ons kan wegsteek nie. En dit is gepas en die regte ding om alles te bely wat in ons lewens verkeerd is en dan vergifnis daarvoor te vra, dan sal die Here vir ons genadig wees. Nou, as ons sê die Here is barmhartig, barmhartigheid is 'n intense gevoel van ontferming, meegevoel of liefdevolle deernis, wat sigbaar word in dade. Dit beteken om 'n ander persoon op 'n vergewende, begripvolle en hulpvaardige manier te behandel. Veral wanneer hulle swaar kry of 'n fout gemaak het. Hoe baie kyk ons neer op mense wat 'n foutjie gemaak het. Ons moet poog daarna, broers en susters, om soos Jesus te kan wees met sy karaktertrekke in ons lewenswandel. Ons moet Jesus se karaktertrekke vir die wêreld daar buite wys. Die wêreld moet kan sien dat ons elke oomblik tyd saam met ons Skepper God spandeer. Ons lewens moet daarvan getuig. Hoe gereeld lewer ons getuienisse wat die Here alles vir ons doen, hoe goed hy vir ons is. Johannes 14 vers 27. So 'n pragtige gedeelte. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jesus gee vir ons hierdie belofte van 'n hemelse vrede te midde van 'n onstuimige wêreld daar buite. Wat net erger en erger word. Hierdie vrede wat Jesus gee is 'n innerlike rus. Dit beskryf 'n persoonlike gemoedstoestand van kalmte, stilte en vreesloosheid in ons as Christene se lewens. Jesus se vrede verteenwoordig 'n gesonde en positiewe verhoudings en begrip tussen mense. Dis waarom daar so baie gevra word vir eenheid in 'n gemeente, dat almal eensgesind moet wees en almal in dieselfde rigting trek. Die Here is baie goed vir ons broers en susters. Ons het nie rede om te kla dat ons regtig swaar kry nie. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely, die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nie miskien nie, sal jy gered word. Die hart glo, ware geloof begin binne in die hart, waar ons die opstanding van Jesus Christus aanvaar. Die mond bely, getuienisse wat moet uitgaan na die mense toe daar buite.
Ons moet daarvan getuig ons daaglikse oneindige seëninge en genade wat geen einde het nie. Dis hoe goed die Here werklik vir sy kinders is. Johannes 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes. 'n belofte, as ons bely, sal hy ons vergewe. Dit beteken dat elkeen wat sy of haar geloof in Jesus plaas en die sonde bely, gered sal word. En soos wat die Here vir my en vir u vergewe, net so moet ons ook ander mense vergewe. Net so moet ons ander mense vergewe. Daar's 'n gedeelte in die skrif wat sê as jy op pad is om jou offers te bring en jy's kwaad vir 'n broer of suster, draai om, gaan terug, gaan maak reg en dan kom jy terug. Is dit reg, broer? Daar's so 'n gedeelte wat dit vir ons sê. Ons moet ander vergewe, broers en susters. Ons moet nie iets teen ander mense vashou nie. Psalm 91 verse 14 tot 16. Dit lees soos volg: Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. 'n belofte uit God se hand uit. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. 'n pragtige belofte van die Here af. Met lengte dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien, sê die Here. De God se heil, broers en susters, is sy omvattende plan van verlossing, vrede en heelwording. Wat het ons meer in die lewe nodig? Dit behels dat mense gered word van sonde en die dood en 'n volkome herstelde verhouding met hom en mekaar kan geniet. In die Bybel word hierdie belofte van God se guns en teenwoordigheid dikwels beskryf as geskenk van nuwe lewe en 'n ewige toekoms. Dis waarna ons uitsien, die nuwe lewe en 'n ewige toekoms. 'n nuwe werklikheid. Dit is nie net iets vir die hiernamaals nie. Gelowiges ervaar nou alreeds van God se vrede en genesing in hulle lewens. God is alreeds besig om te werk in ons lewens. Dis 'n toekomsverwagting. Dit sluit in die hoop op die ewige lewe en die verwagting van 'n nuwe hemel en aarde waar God se wil volkome sal geskied. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dit stel voor as gevolg van die sonde die dood teenoor God se vrye geskenk van verlossing, die ewige lewe in Christus. Die loon of betaling wat ons verdien deur 'n sondige lewe is die geestelike en die fisiese dood, skeiding van God. Nie aan God se kant nie. Die genadegawe van God is die ewige lewe. In teenstelling met 'n loon wat mens verdien, is die ewige lewe 'n onverdiende geskenk, 'n genadegawe van God af. Dit is slegs moontlik deur Jesus Christus, ons Here. Openbaring 21 vers 7 sê vir ons, elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Dit is 'n belofte van God se volkome erfdeel aan ons,
deur 'n intieme verhouding met hom. Dit alles, broers en susters, verwys na die ongelooflike rykdom van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die uitdrukking ek sal sy God wees en hy sal my seun wees of kind van God, beteken dat God vir jou sal sorg soos 'n hemelse Vader en dat hy vir altyd deel is van sy koninklike familie. Jy sal altyd deel wees van dit. Johannes 14, vers 1 tot 6. Laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jy weet, dit is een van die mees vertroostende hoofstukke in die Bybel. Dit leer vir ons dat Jesus vir ons elke een 'n ewigdurende tuiste in die hemel voorberei. Ewigdurend, broers en susters, hy die enigste weg na God is en dat hy die Heilige Gees as 'n helper gestuur het om ons vandag by te staan, om ons te help wanneer ons besluite en keuses moet maak. Vrede in tye van vrees. Jesus sê, laat julle harte nie ontstel wees nie. Hy nooi u uit om op hom te vertrou wanneer ons deur moeilike of onsekere tye gaan. Die uitnodiging aan almal, vertrou op God wanneer daar onsekerheid in jou gemoed is en hy sal die weg werklik vir ons bepaal. Ons moet dit vertrou. Die weg, die waarheid en die lewe. Maak Jesus dit baie duidelik dat hy die enigste pad na die Vader toe is. Dit beteken ons kan verseker wees van ons verlossing deur Jesus. Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Dit is 'n belofte van God se volkome erfdeel aan elkeen van ons. Dis 'n belofte, broer en suster. Ons moet 'n intieme verhouding met hom hê. Dit alles verwys na die ongelooflike rykdom van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis iets wat ek en u werklik na uitsien. Dis iets wat ons elke dag in ons gedagtes het. Ons loop met dit, ons sit met dit, ons slaap met daardie gedagte. Dis deel van ons lewe, want ons is iets wat ons na uitsien. Jesaja 1 vers 18. Wil jy moet mooi luister, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Die Here nooi vir ons uit, en hy sê vir ons verlede maak nie werklik saak nie. As ons die sondes bely wat op ons lewenspad is, hy is regverdig, hy gaan ons vergewe.
vir dit. Die Here sê vir ons, moenie eens terugkyk nie, broers en susters. Los dit, hy werk dit in die diepte van die see, en wie van u weet hoe diep is die see? Ek dink as plekke waar die see 17 kilometer diep is, en niemand kan dit daar gaan uithaal nie. Dis 'n saak tussen ons en die Here, en die Here sê, hy sal nie terugkyk na daai dinge toe nie. Hy gee vir ons vergifnis deur geloof in Jesus. En jy weet, Jesus het juis gekom na ons toe en gedoen wat nie een van ons kon doen. Hy het in ons plek gesterf en die prys betaal. Hy het in u en in my plek het hy aan die kruis gesterf, broers en susters, om vir my sondes en vir u sondes te betaal. Wie van ons sal dit doen? Ons hoef nie meer offers te bring nie, om ons sondes te vergewe nie. Ons hoef maar net in hom te glo, en God skenk ons vergifnis as 'n geskenk deur net te glo. Die Bybel gee ook vir ons die versekering dat God nooit weer aan daardie sondes sal dink nie. As jy dus jou sonde bely het, dan is God getrou en regverdig, hy het jou vergewe. Laat ons mekaar vergewe, broers en susters, soos Jesus ons vergewe het. As jy dus jou sonde bely het, en dan is God getrou en regverdig, hy het jou vergewe. U kan nog daaraan dink wat u verkeerd gedoen het, maar God dink nooit meer daaraan nie. Wanneer ons vergifnis ontvang, is ons werklik ten volle gereinig, so wit so sneeu. As ons mekaar dan nie kan vergewe nie, broers en susters, dan het ons 'n probleem in die hart, wat ons sal moet aanwerk. Omrede, as ons nie mekaar vergewe nie, dan gaan ek en u ook nie vergifnis ontvang nie. Ons moet bereid wees om daardie paadjie saam met ons medebroers en susters te loop, mekaar te kan vergewe en te doen wat reg is. Die Here seën hier sy gemeente ryklik. Amen. En die jong mense, ek hoop hulle het iets om opgewarm om by die afsluiting te wees vanaand 4:45, dat die ook so lekker kan saam sing. Ons slotlied is lied 420, eerste 2 verse, lied 420, en daarna bly u staan vir die slotgebed.
Dierbare, troue Hemelvader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om weer eens U naam aan te kan roep. Ag Here, ons wil vra dat U ons sal help, dat ons sal vashou aan die beloftes wat so baie in die skrif is. U beloftes wat altyd waar word, Here, wat ons kan vertrou. Ons vra dat U ons sal help, dat ons vrugdraend sal wees. Alles tot ere van U naam sal doen, om U naam te verheerlik. Hou ons getrou aan die hoë roeping, waarna U elke ene van ons geroep het. Seën ons aanbidding, Here, wees ook met ons in die week wat voorlê, dat U vir ons die paaie gelyk sal maak, soos wat U beloof in die skrif. Seën ons aanbidding, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.